Amen. Dankie worship team. Ek wil jy met jou Bybel oopmaak in Rigters, Judges. Judges. Dit is vir my so mooi hoe die Here die afgelope tyd kom en ek wil so 'n bietjie eerlik wees met julle hierdie vandag. Ek het glad nie hierdie jaar ingegaan enigsins met 'n tema nie. Ek het nie beplan om te praat oor wat ons die afgelope tyd oor praat nie. Wat ek wel ervaar is dat die Here elke week ons net 'n bietjie dieper vat. Elke week gaan ons 'n bietjie dieper, elke week ervaar ons hom 'n bietjie meer. En ek wil vir jou mooi vra. Tik gou die ou so langs jou en sê vir hom, luister gou baie mooi. Ek wil vir jou baie mooi vra. Hoor julle my? Kan julle my hoor daar in die saal? Kan julle my hoor in die babakamer? Okay. Ek wil vir jou mooi vra. Moenie. Sê vir die persoon langs jou, moenie. Moet asseblief nie dit wat ons die afgelope tyd oor gesels net hou vir Sondag nie. Dit breek my hart om te sien hoe baie mense Sondag na Sondag in 'n kerk instap en net deur die motions gaan. En vir baie mense is die worship tyd 'n emotional tyd, maar nie 'n spiritual tyd nie. Daar's 'n verskil om emosioneel te wees want die musiek dryf ons. Ons almal verstaan dit. Musiek kan jou dryf. Musiek kan jou emosioneel beïnvloed. Maar wanneer jy hierdie musiek vat wat ons elke Sondag so geseënd is om te kan sing, as jy hierdie musiek vat en die woorde vat en jy maak dit 'n gebed en jy maak dit woorde tussen jou en die Here en jy begin met die Here praat, baie keer verstaan ons nie die musiek wat ons sing nie. Baie keer verstaan ons nie eers die liedjie nie, want wat beteken dit? Jump to the left and jump to the right, we're going deeper. Deep cries out to deep. Dis 'n psalm waar die psalmdigter sê, my diepste binneste roep uit na die diepste binneste van God. Dis iets hier binne in my wat ek nie miskien woorde van het nie, maar ek het hierdie innerlike uitroep na die Here vir meer van hom. En God, die Heilige Gees, die Bybel sê, wie behalwe die Heilige Gees ken die hartklop van God? En ons is so bevoorreg om elke Sondag die Heilige Gees met ons te hê, om elke dag die Heilige Gees saam met ons te hê, om elke sekonde die Heilige Gees saam met ons te hê. En tog kom ons in verval ons baie keer in hierdie motion of hierdie emotion of hierdie gewoonte van I'm just going through the motions. Ek het vanoggend wakker geword, ek het opgestaan, ek het deur my roetine gegaan, ek het my kuif gekam en ek het gegel en ek het al daai goeders gedoen en nou staan ek vanoggend hierso en ek het deur my roetine gegaan. 15:15 is ek hier, dan doen ons daai ding daai tyd en hierdie ding gebeur daai tyd, hierdie tyd gaan ek bidkamer toe en jy weet, daar's hierdie roetine waardeur ons gaan en tog bevind ons onsself so baie keer dat ons so vasgevang is in ons eie roetine dat ons nie spasie maak vir die Here om te beweeg nie. En ek wil vir jou baie mooi vra, moenie hierdie gedagtes wat ons elke dag deel, of elke Sondag met mekaar praat, wat die Here met ons net kom indeponeer, moet dit nie net hierso hoor en dan sê, great, dit was nou 'n lekker preek, die band was on fire, yes, die pastoor was insanely goed, en jy weet, en dan gaan ons hier uit, en dan sit my going on with the same old.
we need to have a transformation in us. Wat help dit? Wat help dit? Ons hoor elke dag die woord van die Here, but it doesn't transform us. En die Bybel sê vir my en vir jou in Romeine 12:2 sê hy, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you can know what the perfect will of God is. Wie van julle wil weet wat die wil van God is? Then we need to do a mind shift change. We need to change our minds. Die Bybel sê op 'n plek, soos wat jy dink, so is jy. Wie van julle het dit al ervaar? Ek meen, as jy in daai oomblik net gedagte kans gee om vir jou 'n leuen te vertel van jy's moeg en jy's depressief en jy's hierdie en jy's daardie en jy's niks werd nie. Wat gebeur met jou postuur? Jou gedagtes vorm jou. 'n Paar jaar terug het ek so 'n bietjie rug issues gehad. Niks majors nie, dit was net baie seer en ek gaan na die ruk en pluk dokter toe. Net om my skelet net weer 'n bietjie in lyn te kry. Been nie verby die kop en julle weet hoe is daai ervarings. En hy trek my rug reg en hy knak my nek en dis soos in die movies wat jy as dit 'n action movie is dan is jy uit dood en dan vat hy jou so en dan ek leef nog. Dis scary. Maar toe hy klaar is, toe sê hy, Rudy, ons eintlik niks fout met jou nie, jou postuur is net verkeerd. Jy sit verkeerd. Jy moet jou stoel so stel by jou lesenaar. Jy werk op 'n hy sê vir my jy sit by 'n tafel, jy werk op 'n laptop en dit is hoe jy hoe jy beweeg en dit is hoe jy loop en hy sê vir my alles en ek sê vir hom ja, dis reg. Hy sê maar ek kan dit sien in jou lyf. Want alles wat jy doen is jou postuur. En hy sê al wat jy moet doen om jou rug te help is om jou postuur reg te kry. Wat lyk beter, dit? Of dit? Wat lyk meer gesonder? Dit? Of dit? Dadelik as jy jou postuur, manne, hier is vir jou tip, as jy jou postuur reg trek, gaan jou maag outomaties in. Dis default setting. Die probleem is, meeste van ons loop so, dan set alles. Maar ek weet nou nie hoekom ek dit nou noem nie, maar ouens, ons moet ons postuur reg kry. En ons moet doen wat die Here wil hê ons moet doen. En die enigste manier hoe ons dit reg kry is om te sê, Here, kom verander my gedagtes. En hoe verander ons gedagtes? Deur die waarheid. Deur die waarheid. As jy die waarheid inneem, dan verander jou gedagtes. Okay. Ek wil vanoggend met jou verder praat oor hierdie gedagte van going deeper, further, wider, further, higher. En die Here het dit net so op 'n mooi manier kom introduce hierdie jaar. En ek wil jou uitnooi. Vat hierdie geleentheid wat die Here vir ons gee. Vat hierdie inligting wat die Here vir ons gee en dat dit jou transform. Let it become a revelation so that you can be transformed. Okay? So vandag gaan ek praat oor wider en ek het nogals baie gewonder oor wat beteken dit om wyer te gaan in die koninkryk? Wat beteken dit om wyer te gaan in my verhouding met die Here? En ek ontdek hierdie amazing woord wat dit eintlik so mooi verduidelik en ek wil daai woord vanoggend met jou deel. Is jy reg vir hierdie amazing woord? Die woord is expand. Expansion. To grow, om groter spasie te maak. Almal van ons weet, as jy trou, dan begin jy by die klein. Jy begin by 'n een slaapkamer of 'n 2 slaapkamer woonstel of selfs 'n bachelor's flat. Jy weet, jy begin klein. En dan as die kinders kom, dan wat sê ons vir mekaar? We need to expand. Ons moet spasie maak. Dit is nou nie meer goed dat die kinders in ons kamer slaap nie. Hulle moet hulle eie kamer hê. En dan kom ons by 'n plek waar ons wil expand. En net so in ons geestelike lewe moet ons plek maak vir groei.
We need to make room for God. En al hoe ons meer van God in ons lewe gaan intrek, is wanneer ons meer spasie gaan maak. Meer spasie gaan maak. Dankie liefie. Het is warm hier in hierdie spot. Dit is net omdat ons 2 hot mense is. Maar julle het nou kans gehad om amen te sê vir daai ene, maar alright. Ja, dit was net 'n grappie. Julle is ernstig vanoggend. Goeie genade, asseblief. Raak net sê net vir die een langs jou chill gou bietjie. Chill net so bietjie. Alright, jy kan daai nou ook skuif. So wanneer ons praat van die gedagte going wider, is dit nie noodwendig verder en dieper nie, maar wat ek wel agtergekom het, as ons kyk na die gedeelte van Jesegiel 47 wat ons nou vir die afgelope paar weke gelees het, ek gaan dit nou nie vanoggend weer lees nie, maar as ons kyk na die storie waar die engel van die Here vir Jesegiel in die visioen in die rivier invat, dan sê hy, ek staan enkel diepte, en toe die engel 1750 meter afgemeet, of voet afgemeet, en toe hy homself bevind, toe is hy kneediep. En toe meet die engel weer 'n distansie af, en toe hy verder kom, toe sy heupdiepte, en toe die engel weer 'n stuk afgemeet, en toe bevind hy homself in die visioen waar hy kop onder die water is. En in hierdie proses het ons gesien, hoe dieper jy gaan, beteken dit moet jy verder gaan. Ja, ons sien dit baie keer as ons see toe gaan, as dit veral laagwater. Jy moet ver gaan om diep te gaan. As dit hoogwater is, kan jy 'n bietjie, jy weet, dan is dit so 'n bietjie anders, maar jy moet nog steeds verder gaan om dieper te gaan, en vice versa. As ek dieper gaan, is ek outomaties verder. Nou in hierdie konteks van hierdie rivier, en dit is vir my mooi, ons het vanoggend gesing baie van riviere en so aan, maar ek sien hoe ons weier gaan, hoe ons expand. Want jy sien, wanneer jy enkel diep is in die rivier, dan hanteer jy hierdie situasies op hierdie manier. Jy het nog beheer, jy kan jou voet nog oplig, jy kan nog sien, want die water is vlak, so jy kan nog deursien, jy kan sien waar die klippe is, en jy kan standvastigheid kry, maar jy is in beheer. Maar hoe dieper jy inbeweeg, hoe weier raak jou vertroue in die feit dat jy nie op iets weirds hieronder gaan trap nie. Of dat daar een of ander riviermonster is wat in jou tone gaan nibbel nie. En jy stap, en daar raak 'n weier verantwoordelikheid. Jy raak 'n bietjie meer, hoe kan ek sê, jou vermoëns verbreed. Want dieselfde vermoë wat ek nodig het om 'n enkel diepte te wees, is 'n ander tipe vermoë as ek dieper is. Nou moet ek die vermoë hê om te kan swem. En dit is wat ons dan praat van expand. Dit is wat ons praat van going wider. Ons moet kan groei, ons moet kan vergroot in die kapasiteit wat ek en jy het. Elkeen van ons het die kapasiteit om te doen dit wat die Here ons voorgeroep het. Amen. Dit mag dalk nie vandag vir jou so lyk nie, maar ek kan vir jou beloof, jy het die kapasiteit om te doen die opdrag wat die Here vir jou gesê het om te doen. He will not leave you, he will not forsake you. Hy gaan jou dra, hy gaan jou help. Hoekom? Want as hy vir jou 'n opdrag gegee het om te doen, gaan hy ook vir jou die vermoë en die energie en die voorsiening gee om dit te kan doen. Ons dink altyd die Here sê vir jou, jy weet, Here sê miskien nou vir jou, gaan bid vir daai ou, en dan sê jy so, Here, nee, dit is moeilik, ek is skaam, ek is teruggetrokke, ek is 'n introvert, dit is vir my verskriklik moeilik, en jy begin met verskonings. Maar wat ons vergeet in hierdie equation, is dat wanneer God vir jou sê om vir daai persoon te gaan sê, kom ons gebruik net maar die voorbeeld, die Here het jou lief, hy sal jou nooit alleen los nie, is die Here alreeds besig om in daai ou se hart te werk. Dat wanneer jy by hom kom en jy uiter die opdrag, die Here het jou lief en hy sal jou nooit alleen los nie, het die Here alreeds in daai ou se hart gewerk, en sy hart is ontvanklik om te ontvang dit wat jy nou gaan bring. So wanneer jy dit dan sê, is daar 'n release, en die Here gebruik die oomblik om in daai ou se lewe te werk. En dis vir die ou meer special as wat dit vir jou is. Maar ons draai terug en dan sê ons, dit het gewerk.
Ek voel so trots op myself. Dankie Here dat U vir my gehelp het om vir daai ou te sê, die Here het hom lief en die Here gaan hom nie alleen los nie. Nou kom die Here na jou toe en dan sê hy vir jou die volgende opdrag. Gaan na daai ou toe en gee vir hom R100. Here, hierdie is nou nie snaaks nie. En baie mense wat dan nou nie ingestel is op die stem van die Here nie, sal sê, wyk Satan. Maar voor jy jouself kan kry, omdat jy geoefen het in die klein opdrag van die Here het jou lief, ek weet, hy het 'n plan vir jou lewe. Daai opdrag was moeilik in sy konteks, maar dit was enkel diep. Nou begin die Here jou knie diep vat en hy sê jy moet nou R100 vir iemand saai. So, Here, is 'n bietjie meer turbulence hierso, nee? Maar omdat jy die Here liefhet en jy hom vertrou, vat jy daai R100 en jy gaan in geloof en jy sê, weet jy, die Here het gesê ek moet jou bless en ek wil net vir jou sê, bless jou. Jy hoef nie 'n groot storie daarvan te maak van die Here het na my toe gekom en my verskyn met 'n engel en die heerlikheid het op my neergekom en hallo, wees real vir die mense en vat die R100, jy hoef nie eers hier is vir jou blessing. Want jy moet net die opdrag doen, jy moet nou nie 'n storie gaan vertel nie. Jy moet net die opdrag doen. En die Here verander omstandighede. En omdat jy gehoorsaam was, sê die Here, hey, ek kan jou vertrou. Jou hand is oop, so die Here voorsien weer vir jou op ander maniere. Maar dis knie diep. Nou sien die Here, hoorie so, ek het nou al 'n paar keer vir jou hier in hierdie knie diep vir jou opdragte gegee en hey, jy was gehoorsaam, well done. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder. Kom ons gaan 'n bietjie dieper. Kom ons maak jou 'n bietjie weier. So nou is ons heup diepte en die Here sê vir jou, hoor hierso, sien jy daai mense? Ek wil hê jy moet vir die volgende 2 maande hulle huur betaal. Here, ek hou van die knieë ene. Kan ons nie maar teruggaan nie. Nee, ons het nou net verklaar in hierdie liedjie, we won't relent. Ons gaan nie lui wees nie. Ons het gesê, we won't retreat. Hey, ons het gesing, we won't die here. Okay. En die Here gee vir jou opdrag. Ek gebruik nou maar net finansies as 'n voorbeeld. Dit kan enige ander opdrag wees wat vir jou heupdiepte moeilikheid is, maar jy gaan in gehoorsaamheid dit begin doen en die Here gaan jou begin vertrou en voordat jy jouself kry, het jy die kapasiteit om vir mense te sê, hoorie so, ek bless jou, ek betaal 'n jaar vir die volgende jaar jou huur, moenie worry nie. Kom uit skuld uit. Ek sal love om daar te wees. Ek sal love om daai kapasiteit te hê. Maar voor ek daar kom, moet die Here my eers hier gebruik. Moet die Here my eers hier gewoond maak. En daarom moet ons weier raak. Ons moet expand. Ons word voller. Ons kry meer van God. Ons kry meer van sy courage. Ons kry meer van sy boldness. Soos wat die Here vanoggend vir ons gesê het, be courageous, be bold, be strong, for I am with you. Ons kan bold wees. As ek nou met 'n kitty-katty aan 'n leiband loop en ek kom na jou toe, gaan jy bang wees? Kyk jy mooi kyk, jy kan hom sien. Pragtig. It's beautiful. Hulle purr so mooi. Tot hulle kos soek in jou krap en so. Maar as ek na jou toe kom met 'n ander tipe kat, 'n leeu aan 'n leiband. Kom vryf hom. Nee, is okay. Is alright. Die boldness wat ek het, wat by die leeu is nie bang nie, want ek ken die leeu. Die leeu is altyd by my. Ek en die leeu speel, ja, hy speel 'n bietjie hard. Ek het nou die dag so 'n paar skrapmerke en bytmerke en dinge gehad. Maar hey, dis okay, ons leer daaruit, né? Nee? Maar ek en leeu is goeie pelle. Maar julle gaan nie vir leeuetjie wil pet nie.
want julle ken hom nie. Nou kom die Here en hy sê, ek woon in jou. Die leeu van Juda woon in ons. Ons het nou daai liedjie gesing, come on my soul, there's a lion, wat is hy woorde, inside of my lungs. Vandag was dit vir my makliker om te brul, want my stem is krakerig. Maar daar's 'n leeu in ons, so hoekom moet ons bang wees? Nee, die Here sê, be bold, be strong, be courageous, for I am with you. Dis die punchline. Die Here is met ons, dis hoekom ons nie bang is nie. Dis hoekom ons nie bang is nie, want die Here is met ons. So ons word voller, ons lewe expand, ons kan meer hanteer, ons kan meer inneem, ons kan meer uitgee. Wanneer jy expand, dan is daar 'n verandering in die omgewing rondom jou. Ja, ek het verlede week ek so vinnig gepraat oor purpose and calling. En ek wil net so 'n bietjie dit uitbrei, want ek glo want ons gebruik die woorde die afgelope tyd, ons is geroep om dieper te gaan, ons is geroep om verder te gaan, ons is geroep om wyer te gaan, ons is geroep om hoër te gaan. En ek wil so 'n bietjie dit net vir jou oopbreek. Nou wat ek gedoen het is, ek het dit in die YouVersion Bible app, het ek dit in die notas, het ek hierdie spesifieke gedeelte gaan sit, sodat jy kan teruggaan daarna en verwysing het. So as jy die YouVersion Bible app op jou foon het, is jy welkom om dit daar te kyk. The purpose of God is why you exist. Hoekom jy bestaan. En almal van ons het dieselfde purpose. Dit maak dit maklik. Ons kan mekaar help om hierdie purpose van die lewe uit te leef. En wat is die purpose? The purpose is universal, unchanging, and shared by all believers. God's purpose is about who we become before Him. Wie word jy? Wie is jy voor God? And it centers on relationship, transformation, and reflecting Christ. So dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan oor om soos hy te wees. Dis ons purpose. To become more like God. To become more like Jesus. To reflect Him and to share His life. Okay? So dit is wat my doel is. Hier's 'n paar key gedagtes. To know God and be in a relationship with Him. That's my purpose. To know God and to be in a relationship with Him, that's my purpose. Wat is jou purpose? As jy nou net gesê het om in 'n verhouding met die Here te wees, dan is jy reg. As jy enigiets anders gesê het, volgende punt. To be conformed to the image of Christ. Jou purpose is om te lyk soos Jesus. Hier by die kerk is dit maklik. Hey, ons lekker en ons dans en ons vol vreugde en is woehoe. Jy weet, hey brother, hey sister, jy weet, en ons is lekker happy en alles, en as ons by daai deure uitstap en iemand trap op jou toon, wie kom uit? Is dit Jesus se karakter wat uitkom? Of is dit iemand anders se karakter wat uitkom? Die toontrap ervaar niemand nie, so kom ek gebruik 'n voorbeeld wat almal sal verstaan. 'n Taxi ry voor jou in. Enough said. Wat kom uit? Dis 'n bietjie selfondersoek, nee? Bietjie selfondersoek. So to be conformed to the image of Christ. Nog 'n punt is to glorify God in all of life. In alles wat ek doen. Jy kan nou ons gaan kyk na 1 Korintiërs 10 vers 31. Om alles wat ek doen in my lewe met hom verheerlik. Verheerlik alles in jou lewe, die Here. Verheerlik jy God by jou werk? Verheerlik jy God by die skool? Verheerlik jy die Here by jou huis? Verheerlik jy die Here wanneer jy met jou buurman stry oor tuinvullis? Verheerlik jy God? You don't, luister baie mooi na hierdie stelling. You don't discover purpose. You live it daily. You don't discover your purpose, you live your purpose. Okay?
Purpose is about being before it's about doing. Dis wie jy is. Dis jou purpose is om God te aanbid, om soos ons Vader te wees. Kom ons kyk gou na calling. So ons het nou gekyk na purpose, ons almal het dieselfde purpose. Calling is 'n bietjie anderste. Calling is what you are assigned to do. Okay? It's your assignment. It is personal, it is specific and can differ from person to person. My roeping is anderste as jou roeping. Vir baie jare het ons in die kerkewêreld het ons gehoor, as mense hoor daar's 'n roeping op jou lewe, dan dink almal ek moet in die voltydse bediening ingaan. Ek moet nou 'n pastoor van 'n gemeente word. Ek hoor nou die dag van 'n storie wat John Beweer vertel en hy sê hy het 'n vriend wat vir 20 jaar 'n pastoor was. En hy het nie sleg gedoen nie, die gemeente het ontwikkel en gegroei en al goed, maar hy het nie vervulling werklik geervaar in hierdie 20 jaar van fulltime ministry nie. En in hulle gesels kom hulle agter, sê hierdie persoon vir hom, hierdie pastoor vir hom, weet jy, ek wil so graag my eie besigheid begin. Ek wil so graag ek het hierdie begeerte om 'n besigheid te hê. En die Here begin met hom werk en saam met die mentorskap van John maak hy 'n besluit en hy sê ek gaan die fulltime ministry los en ek gaan besigheid begin doen. Sy besigheid het gegroei in 'n paar jaar, minder as die 20, 'n paar jaar na 'n multimiljoen dollar business. Want hy het 'n roeping op sy lewe gehad vir besigheid. Julle verstaan nou wat ek bedoel. So almal is nie geroep om in die voltydse bediening te wees nie. Maar almal van ons is geroep. Dit verskil net. Jou roeping lyk 'n bietjie anders as myne. So kom ons kyk gou 'n bietjie as ons hom oopbreek. Wat beteken calling? Calling relates to roles, assignments and seasons. It often unfolds over time and can change in expression. Okay? So ek is geroep vir ministry. So nou kom die Here en hy werk in my en ek groei na my calling toe. Onthou, om te groei, jy val nie net in jou calling in nie, jy develop binne in dit in. Jy groei in dit in. Nou groei ek en nou is ek op 'n plek, ek gebruik dit nou maar net as 'n voorbeeld, ek is nou op 'n plek waar ek geroep is vir hierdie seisoen om 'n pastoor van 'n gemeente te wees en ek staan hier en ek bedien mense dan nou op hierdie vlak. Maar kom ons sê die Here verander my seisoen en hy sê vir my, Rudy, jy gaan nou nie meer hierso voltyds by hierdie gemeente wees nie, jy het leiers opgerig om nou hierdie gemeente verder te vat. Ek het jou geroep om oorsee te gaan bedien. Ek wil hê jy moet van land tot land gaan en die evangelie verkondig. Dus my roeping is nog steeds preek, my roeping is nog steeds ministry, maar die expression het verander. Julle hoor wat ek sê. En net so in jou lewe sit jy miskien nou agter 'n tikmasjien. En jy voel, maar dit is my roeping. Dis ek laf tik. Nou, ons doen nie meer dit nie. Alright? En jy tik en jy is mal oor. En deur jou werk, deur dit wat jy doen, bring jy Christus na mense toe. En jy leef dit uit met passie en alles wat jy doen is excellent. Maar nou sê die Here vir jou, kom ons verander jou expression. Jy's nog steeds in die corporate, maar ons haal jou agter die tikmasjien uit en ons gee vir jou promotion na hierdie area toe. Hoekom? Want in jou lewe het jy toegelaat om te expand, om wyer te gaan, om to go wider en jy kan nou 'n bietjie meer ervaar. Kom ons haal jou by die enkel diep uit. Kom ons vat jou 'n bietjie dieper, want jy kan dit nou hanteer. En die expression van jou calling verander net so bietjie. It often unfolds over time and can change in expression. Key ideas: ministry roles, vocations and assignments kan jou calling wys.
Specific burdens or passions God places on your heart. Van ons wat hierso is, het 'n ongelooflike passie vir weeskinders. Daar's van julle wat 'n ongelooflike passie het vir die armes. Daar's van julle wat 'n ongelooflike passie het vir 'n sekere kategorie van die wêreld en in die samelewing waarin ons woon. En die Here werk in jou hart om daai roeping te begin vervul, om daai assignment te begin doen en dit uit te leef. Luister mooi na hierdie bold gedeelte. You discover calling, luister baie mooi. You discover calling as you walk with God. Jy gaan nie jou roeping ontdek deur jou eie plannetjies te maak nie. Jy gaan nie jou roeping ontdek deur ander mense se opinies te volg nie. Jy gaan nie jou roeping ontdek deur 'n profetiese woord net te vat en te sê hier gaan ek nie. Jy moet groei in 'n verhouding met die Here en as daai profetiese woord van God was, sal die Here dit later gebruik om jou net verder te encourage en te sê maar ek het dit al vir jou gesê. En hy sal dit bevestig in jou lewe. But we cannot receive a calling without God. Mense het my nie geroep om hier te staan nie. God het my geroep om hier te staan. As mense my geroep het om hier te staan, goeie genade. En ek het dit aanvaar. Dan was dit 'n business transaction. En dan het ek vir die bestuur gesê, julle moet vir my meer salaris gee. Ek soek 'n 35% verhoog. Amen, amen, amen. 'n miljoen verhoging. Dankie Jaylyn. Sy het nou net gesê 'n miljoen. Julle hoor wat ek sê? Ek gebruik as ek dit 'n transactional ding wil maak, dan gaan dit vleeslik bly. Maar omdat God my hier geplaas het, gaan 'n gemeente se finansies mos maar so. Hè? En dan gaan ons salarisse ook maar so. En dan wanneer die salaris daar is, dan sê ek vir Leanne, kom ons gaan kry 'n ander job. Nee. Ons sê vir mekaar, ons vertrou die Here. En die Here dra ons deur. En dan maak die gemeente se finansies vir jou so, dan herstel die salarisse weer. Julle kyk my nou aan as wat funny is. Gebeur dit nie by julle nie? Nee, julle vat julle baas om ons unie toe. Nee? As jy nie jou salaris gekry het, jy vat jy hom unie toe. Jy sal hoor van my unie. Jy weet, dan gat julle. Ek ervaar die Here wil vandag vir iemand iets sê. Jou vertroue moet nie op jou baas wees nie, jou vertroue moet nie op jou werk wees nie, jou vertroue moet op die Here wees. Okay? Die Here is jou bron. En die Here werk deur jou company vir wie jy werk om vir jou te voorsien. But you need to be faithful. You need to be faithful in everything that you do. Hoekom? Want dit is 'n roeping wat jy doen. Dis 'n roeping wat jy doen. As iemand nou vir my vra, pastoor, gaan jy bedank of gaan jy aftree? Hoe tree jy af van 'n roeping? Ja, ek gaan miskien aftree want ek gaan miskien eendag baie oud en grys wees. Ek weet nie, my van is jong, so ek bly vir ewig jong. Maar as ek nou eendag oud is en ek staan hier bo, wat sê die Here? Dan moet ek aftree.
Julle hoor wat ek sê, ek moes al lank al afgetree het. Asseblief, moet my nie hou tot ek, as julle sien ek begin regtig oud raak en moet ons gesels. But anyway, terwyl ek nog van 'n stage kan afspring en goeters, dan is ek nog fyn. Jou roeping kom van God. Draai na die persoon langs jou en sê vir daai persoon, jou roeping kom van God. En vir jou en vir my om by ons roeping uit te kom, moet ons die Here toelaat om ons te expand. Ons moet die Here toelaat om te groei. Jy gaan moet groei in jou gehoorsaamheid. Jou gehoorsaamheid in die begin was enkel diep. Nou is jou gehoorsaamheid knie diep. Nou begin jou gehoorsaamheid heup diep. En dan eventually is jy in 'n area van gehoorsaamheid waar jy moet swem. Maar prys die Here. Be bold. Be strong. Be courageous. Why? Because I am with you, says the Lord. I will never leave you and I will never forsake you. Jy is nie alleen nie. Amen. Maak gou jou Bybel oop. Dit is seker al oop in Judges en Rigters. Ek wil net kortliks 'n storie vir jou lees. Ag, jy wil nie vir my my foon net aangee nie. Daai TV se horlosie is af. Rigters 7, ek lees in die New Living Translation. Jy kan volg ook in jou Bybel. 6, hoofstuk 6, vers 7. When they cried out to the Lord because of Midian, the Lord sent a prophet to the Israelites. He said, "This is what the Lord, the God of Israel says. I brought you up out of slavery in Egypt. I rescued you from the Egyptians and from all that oppressed you. I drove out your enemies and gave you their land. I told you, I am the Lord your God. You must not worship the gods of the Amorites, in whose land you now live. But you have not listened." Then the angel of the Lord came and sat beneath the great tree of Oprah. En dis nou nie Oprah Winfrey nie hoor. Daar's te veel mense wat onder haar boompie sit. And sat beneath the great tree of Oprah, which belonged to Joash of the clan of Abiezer. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of a winepress to hide the grain from the Midianites. The angel of the Lord appeared to him and said, "Mighty hero, the Lord is with you." "Sir," Gideon replied, "if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say the Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites?" Then the Lord turned to him and said, "Go with the strength you have." Luister baie mooi wat hy hierso sê. Go with the strength you have. Nie go with the strength you will have in a few moments when I do this and do this for you nie. Hy sê vir Gideon wat nou net wegkruip in 'n wynpers met koring. Hy is in 'n heel verkeerde plek. Sy hart is miskien goed, want hy wil die graan beskerm en hy wil die graan weghou van die vyande, maar hy is op 'n verkeerde plek in sy lewe. En hier kom die engel, hy sê vir hom, "Mighty warrior, mighty hero, go with the strength you have." Ek wil vandag vir jou sê, gaan met die krag wat die Here vir jou reeds gegee het. Al is jy enkel diep, gaan met daai enkel diep geloof. Gaan wees gehoorsaam met daai enkel diepte. Expand yourself. Klim van die wal af en klim in die water. Te veel van ons kyk die rivier en ons sê, "O, die rivier is te groot, die rivier is te groot, die rivier is te groot." Die Here verwag nie nou dat jy van die wal tot in die diepkant in een leap moet doen nie. Hy vat jou geleidelik, vat hy jou dieper. En ek en jy moet met die krag wat jy nou het,
moet jy begin stap. Met dit wat jy nou verstaan rondom die woord. Ja, maar pastoor, ek ken nie die Bybel nie, ek kan nie vir mense gaan vertel van Jesus nie. Ken jy Johannes 3 vers 16? Gaan leer net daai skrif en gaan lees dit vir iemand, enkel diep. En laat toe dat God sy woord vir mense openbaar. Dis nie ek en jy wat harte kan verander anyway nie. Ek en jy moet net die instrumente wees om te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. So hardloop met die boodskap dat Jesus het mense lief. So go with the strength you have. Go with the strength you have, vers 14. Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. Dink gou mooi. Hier sit 'n jong man in 'n wynpers, besig om graan te maal, en hy voel verlore. En die engel van die Here sê vir hom, vat hierdie bietjie krag wat jy het, en gaan rescue Israel van die vyande. Hoeveel keer het die Here nie al vir my en vir jou gesê om sekere goeders te doen, en dan dink ons by onsself, ek het nie die vermoë nie. Hou op luister na die leuns van die vyand. Die Here sê vandag vir my en vir jou, He wants to take us deeper, further, wider and higher. Met wat? Met dit wat ons nou het. Bradley het so amazing woord bedien nou, was dit einde 14de Desember, het hy gepraat oor, wat is in jou hand? As jy daai preek gemis het, gaan kyk dit op YouTube. Wat is in jou hand? Wat is nou in jou hand? Here, eendag as ek 1 miljoen het, dan sal ek vir die ouens se huur betaal. Nee, wat is nou in jou hand? Vertrou die Here met dit wat nou in jou hand is. Wat nou tot beskikking is. En laat toe dat die Here jou vergroot. Laat toe dat die Here jou expand. Vers 15, but Lord, Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh. And I am the least in my entire family. So hy kom nie eers van 'n family wat sterk warriors is nie. Miskien warriors, maar nie warriors nie. Julle hoor wat ek sê? Hy kom van 'n klein plekkie af en die Here sê vir hom, gaan, jy moet gaan. Vers 17. Vers 16. The Lord said to him, I will be with you and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. One man. Wat is my en jou probleem meeste van die tyd? Die probleem is te groot. Hoe groot is jou probleem? Oh, pastoor, daar's 10 miljoen mense teen my. Okay. Maar die Here is by jou en die fight sal wees asof jy teen een ou beklei. Bietjie transformation in die mindset. En die engel is besig om Gideon se mindset te verander. Vers 17, Gideon replied, if you are truly going to help me, show me a sign to prove that it is really the Lord speaking to me. Don't go away until I come back and bring my offering to you. He answered, I will stay here until you return. Gideon hurried home. He cooked a young goat, and with a basket of flour, he baked some bread without yeast. Ons lees die storie en dit is so. Gideon sê vir die engel, wag net hier, ek bring my offer. Nou in my prentjie brein sê vir my, hy moes gehardloop het en gou eers 'n bokkie gaan vang. Hy moes hom slag. En toe koek hy hom. En toe moes hy brood gaan maak. En hy het nie gou vinnig by Spar gestop en brood gekry en 'n paar goat chops gekry nie. Hy moes dit alles self voorberei. Sy diensknegte het miskien gehelp, maar hy moes dit voorberei. Dit het tyd gevat. Miskien was dit 3, 4, 5, 6 ure. Voordat hy weer teruggekom het waar hy was. Partykeer is die teken wat jy vir die Here vra, nie in 'n oomblik nie, dit vat eers dat jy jouself moet prepare. Dit vat dat ek en jy eers ons mindset moet regkry, want hy kon nou al hierdie bokkie, hierdie goat, nee, is goat gewees. Hierdie goat kon hy nou al gaar gemaak het en goeders en gedink het, joh,
daar's nou al 3 ure verby, ek wonder of die ou nog daar is. Maar omdat hy gevra het vir 'n teken, kom hy daarso, en die engel sit daar, nog steeds onder die boom. En hy bring die volgende, vers 20. The angel of God said to him, place the meat and the unleavened bread on this rock, and pour the broth over it. And Gideon did as he was told. Then the angel of the Lord touched the meat and bread with the tip of the staff in his hand, and fire flamed up from the rock and consumed all he had brought. And the angel of the Lord disappeared. When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he cried out, "O sovereign Lord, I am doomed. I have seen the angel of the Lord face to face." En hierdie is vir my mooi. Nie met 'n engel nie, nie met 'n teken nie. God homself antwoord vir Gideon en hy sê, "It is all right," the Lord replied. "Do not be afraid. You will not die." And Gideon built an altar to the Lord there and named it Yahweh Shalom, which means the Lord is peace. The altar remains in Ophrah in the land of the clan of Abiezer to this day. That night the Lord said to Gideon, kom sy volgende opdrag, take the second bull from your father's herd, the one that is 7 years old, pull down your father's altar of Baal and cut down the Asherah pole standing beside it. Then build an altar to the Lord your God there, here, on this hilltop sanctuary, laying the stones carefully, sacrifice the bull as a burnt offering on the altar, using as fuel the wood of the Asherah pole you cut down. So Gideon took 10 of his servants and did as the Lord has commanded, but he did it at night because he was afraid of the other members of his father's household and the people of the town. Hierdie storie is vir my so mooi. Onthou, Gideon is enkel diep. Die Here is besig om hom voor te berei vir groot en amazing goed. Dit is vir my so mooi hoe die Here se genade oor Gideon is. Al doen hy hierdie goed in die nag wanneer niemand hom sien nie, was hy nog steeds gehoorsaam aan die Here. En hy het gaan doen wat die Here gesê het hy moet doen. Hy was bang en hy het mense saam met hom gevat. Hoekom? Want hy's enkel diep. Partykeer voel ons alleen, partykeer voel ons het nie die kapasiteit om dit alleen te doen nie. En daarom is dit so wonderlik om broers en susters rondom ons te hê en te weet dat die Here is besig om ons voor te berei vir groter dinge. En hy gaan doen dit. En ek gaan nou nie verder vir julle lees, maar toe die volgende oggend toe kom die res van die mense uit en hulle sien dat al die Baal altaars afgebreek is en hier staan 'n nuwe altaar met nog die oorblyfsels van die offer daarop. En hulle is kwaad. En Gideon se pa was die Baal priester gewees. Hy was die ou wat in beheer was van die Baal altaars. En dit is my so mooi hoe die Here self sy pa gebruik wat nie 'n verhouding met God het nie. En toe hierdie ouens kom en sê, hierdie ou, jou seun het die altaars afgebreek, ons wil hom doodmaak. Toe sê Gideon se pa, laat Baal vir homself beklei. As Baal dan nou regtig 'n God is. Kyk, daai is 'n transformation in een oomblik in 'n pa se hart, waar hy die priester is van Baal en een oomblik draai hy om en sê, ek is liewer vir my seun as vir Baal. Ek is liewer vir my seun as vir Baal, en hy sê, laat Baal homself uitsort. En almal los vir Gideon uit. Wat het Gideon eerste gedoen? Die oomblik toe hy ontmoeting met God het, toe bou hy 'n altaar. En wat beteken die altaar in my en jou lewe vandag? Dit beteken to be in the presence of God. To come into his presence, to build an altar, om jouself, die Bybel sê in Romeine 12 vers 1, bring your bodies as living sacrifices unto God. So wat sê Paulus eintlik vir my en vir jou? Hy sê ons moet onsself offer. Want nie doodmaak nie. Living sacrifices. Ek is so bly Paulus het daai woorde ingesit. Anders is ons 'n klomp selfmoord ouens gehad het. Hè? Selfmoord is nie van God nie. Okay? Selfmoord is nie van God nie. God wil hê ons moet leef. So be a living sacrifice. Wat beteken dit? I surrender to God.
and I bring him glory. I'm obedient to him and him alone. Amen. So Gideon, hy het 'n altaar gebou en hy het die plek genoem God is vrede. Ek en jy moet vrede in ons hart hê met God. Want die roeping wat die Here baie keer op ons lewe plaas, gaan die vyand bewus word daarvan en hy gaan begin twyfel saai en jy gaan angstig wees en jy gaan nie weet, is dit van God, is dit nie van God nie? Maar wanneer ek en jy vrede het met God, dan het ons ook vrede oor sy woord vir my en vir jou. En dan beweeg ons in gehoorsaamheid. Before Gideon fought Midian, he built altars. One altar established peace with God, and the second altar proved obedience to God. As jy dit nou in een sinnetjie wil opsê, dan sal dit wees, encounter produces worship. Hy het 'n altaar vir God gebring, hy het 'n encounter met God gehad en hy het hom aanbid. The first altar. En my vraag is die songs wat ons sing op Sondag net vir jou nog 'n nice beat? Is dit maar net nog 'n song wat jy moet deurgaan? Is dit maar net jou lyf beweeg saam met die musiek, want musiek beweeg ons? Of is dit 'n altaar waar jy 'n ontmoeting het met God? To worship him. So encounter produces worship. Obedience, luister baie mooi, en hierdie is 'n sleutel vir my en vir jou. Obedience sustains calling. Dit hou jou roeping aan die lewe. En ek en jy moet baie hard werk daaraan om die roeping wat die Here op ons lewe geplaas het, te beskerm. Beskerm jou roeping. Hoekom? Want die vyand wil alles in sy vermoë doen om te keer dat ek en jy uitleef dit waarvoor God ons voorgeroep het. Hy wil nie hê ons moet gehoorsaam wees aan God se woord nie. Sê vir die persoon langs jou, wees gehoorsaam. Psalm 119 vers 32. I will pursue your commands, for you expand my understanding. Is dit nie lekker om te verstaan waarmee die Here besig is nie? Ons weet nie al die detail nie, maar ons kan sien dat die Here is besig om iets te doen. Ek kan sien dat die Here is besig om iets te doen in hierdie gemeente. Ek kan sien dat die Here is besig om om mense te expand persoonlik in hulle persoonlike lewens. En dit is fenomenaal om te sien dat die vrug wat die Here in mense se lewens produce na vore kom. Jy kan 'n happy clappy wees soos wat jy wil. Jy kan Jesus voor en Jesus agter soos wat jy wil. If you don't have the fruit, Johannes sê, ons kan aan ons vrug, kan ons mekaar oordeel. Nie veroordeel nie, so 'n fyn lyn. Nie veroordeel nie, hy sê, ek oordeel dit wat jy doen, met die vrug wat ek nou net van jou gekry het. Wat se vrug is in jou lewe? Wat produce jy in jou lewe? Hoe expand jy in jou lewe? Ek wil hierdie boodskap afsluit met 'n skrif, maar ek wil hê ons moet staan. En ek wil hê jy moet vandag jou hele wese voor die Here neerlê vanoggend, soos wat Romeine 12:1 sê, bring yourself as a living sacrifice. Ek gaan hierdie skrif vir jou lees, want dit is eintlik 'n gebed. En julle almal ken hierdie gebed. Jy het al miskien die boek gelees of jy het miskien al gehoor daarvan. Maar in die Bybel is 'n man met die naam van Jabes. Dit is 'n fenominale skrif in 1 Kronieke. Want binne in hierdie skrif, binne in 1 Kronieke, lees ons die geslagsregister van 'n familie. Maar hier in vers 10, in vers 9 of vers 10, word ons bekendgestel aan 'n man, randomly, Jabes. En luister mooi, hoe introduce hulle hom? He was the one who prayed to God of Israel. Ek wil hê jy moet dit verstaan.
Jy het nie gebid tot God nie. Die priester het namens jou gebid. Die priester het namens jou vergifnis gevra. Die priester het namens jou na God toe gegaan. Jy het net 'n offer gebring. En dan die priester het dit verder gevat. Maar Jabes, in die kultuur waarin hulle is, kom Jabes en hy sê, ek roep uit na God. Ek bid tot God. Ek wil vandag vir jou sê, al voel jy hoe klein, al voel jy hoe min, jy mag met jou Vader praat. Jy mag met Papa praat. Ons is sy kinders. En hy is lief vir ons. En ja, ons is baie keer stoute kinders. Maar ek dank die Here vir genade, wat ons help om nie stout te bly nie, maar om te expand. En oor te gee aan die leiding van die Heilige Gees. En Jabes het die volgende gebid. Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain. Dit was sy gebed. Ek is so dankbaar vir die skrywer van hierdie vers, wat die volgende woorde neerpen. And God, wie? God. And God granted him his request. Jabes beteken son of my pain. Want in pyn het sy ma hom deliver. So oral waar hy geloop het mense gesê, hallo pyn. Sy vrou het miskien gesê, jy is my pyn. En ons heeltyd pyn oor hom gespreek. Heeltyd negativiteit oor hom gespreek. Tot op 'n dag waar hy bold genoeg was om te sê, he was the one who prayed to God of Israel. En ek wil hierdie gebed dan vir jou nou bid. En saam met hierdie gebed gaan ons oorgaan na die seëngebed. Want ek weet, ons Vader wil ons nie net seën omdat ons oulik is nie. Hy seën ons omdat ons bereid is om hom eerste te stel in ons lewe. Hy sê, if you obey my commands, you will prosper. As jy ongehoorsaam is die heeltyd, you won't experience God's blessings. As jy nie saam met God wandel soos wat jy moet nie, then you won't experience God's blessings in the full. God wil jou seën. Maar ek en jy keer baie keer die blessings wat die Here in ons lewe wil inbou of ons mee seën. So as jy vandag hier staan en jy sê, ek gaan van vandag af alles in my vermoë gaan ek die Here soek. I'm going to go deeper. I'm going to go further. I'm going to allow the Holy Spirit to expand me. Dit is 'n gevaarlike gebed. Ek wil vir julle sê, dit is 'n gevaarlike gebed. It's a dangerous prayer. Lord, expand me. Want hierdie week gaan jy ge-expand word. So ek wil vir jou sê, as jy hierdie gebed vat vanoggend, moenie kwaad wees vir die Here as daar expansion oomblikke in jou lewe is nie. Rose moet gesnoei word sodat hy beter kan blom. Ons moet gesnoei word sodat ons beter kan blom. So ek wil vir jou die uitnodiging gee en ek wil dit by jou los. Ek bid dit van ek is reg hiervoor. Here help ons. Maar ek is reg hiervoor
Ek wil nie hier bly in die vlak water nie. Ek wil begin swem. Prys die Here, daar's broers en susters om ons, wat ons kan help, wat floaties saamgebring het, lilos, ons kan so 'n bietjie ontspan ook in die diep water. Maar ek is bereid om te sê, Here, ek wil swem. Vat my dieper. Want die Here het vandag vir ons kom bevestig. Do not be afraid. Be full of courage, for I am with you. So as jy hierdie gebed wil bid, as jy hierdie seëninge wil hê, en as jy bereid is om ge-expand te word, dan wil ek jy met jou hande opsteek. Staan net so en sê, Here, ek ontvang dit vandag. Ouens, as jy nog nie reg is om dieper te gaan nie, dis oukei. Jou oomblik sal kom, jou geleentheid sal kom waar jy daai boldness gaan hê en daai courage gaan hê om te sê, okay, Here, ek is nou reg. Ek wil vir jou ook net waarsku, ek ervaar die Here sê, He's not going to wait too long. He's not going to wait too long. Because there's an urgency in the spirit to see the souls come in, to see the harvest come in, but the workers of few. Hierdie is 'n uitnodiging vir nou. Is jy reg? Is jy reg gesê amen? Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, ek sê vandag vir u dankie vir manne en vroue wat saam met my staan en sê, Here, we are willing to be expanded. Om te groei, Here, om weier te gaan. We are willing. En Here, ek weet dit gaan miskien 'n moeilike ene wees vir sommiges, dit gaan deurdruk wees. Dit gaan courage vat. Maar dankie Here dat ons vandag langs broers en susters staan wat saam met ons hierdie pad stap. Wat ons help om te groei. Here, dat ons hierdie week werklik u hand oor ons lewe sal sien. En Vader, as ek hierdie gebed lees en ek lees die seëngebed, dan klink dit alles so maklik. Dit klink so lekker. Here, ek weet dat u kom en u ons vorm. You are the potter. We are the clay. Mold us, make us, so that we can grow in the calling you have called us, so that we can reach our destiny. In Jesus' name I pray. Dankie Here dat u engele opdrag gee om saam met ons die pad te stap, om ons te beskerm, om voor ons uit te gaan. Ek wil bid vir elke gesin wat hier verteenwoordig word. Here, hier is miskien van ons familielede wat by die huis is. Bid ek Heilige Gees, dat u hulle sal help, dat u hulle sal vul. En Here, dat ons as gesinne weier sal gaan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ouens, is julle reg? Is julle reg om te groei hierdie week? Ek wil dit vir jou sê, voordat julle nou uitloop, luister gou mooi. Luister baie mooi. Daar is broers en daar susters rondom julle. As jy hierdie week deur 'n rek gaan, want die Here maak jou weier, moenie bang wees nie, moenie alleen voel nie, reik uit na een van jou broers en jou susters. Kom ons help mekaar. Dit gaan nie beteken dat hierdie stretching gaan miskien 'n fisiese ding wees in jou gesin, in jou huis.
Hierdie stretching gaan miskien net 'n geestelike ding wees. Maar ek en julle is hier om mekaar te ondersteun en mekaar te dra in gebed. So kyk gou wie sit langs jou, voor jou, agter jou. Dis die mense wat saam met jou hierdie week gaan staan. Is julle reg? Is jy reg? Mag die Here julle ryklik seën. Geniet hierdie week.